Die gekombineerde besigheidsforums van Tsansabani het verlede week 'n marathon-vergadering gehou, 'n belangrike byeenkoms wat die grondslag lê vir die ondertekening van 'n memorandum van verstandhouding tussen al die forums later in Julie. Die vergadering is belê deur 'n spesifieke forum wat die afgelope sowat 5 jaar met 'n groot myngroep in gesprekke is om werklike transformasie na Postmasburg te bring en die landskap van veral plaaslike klein besighede drasties te verander en te verbeter. Maar die vergadering het nie net oor besigheid gegaan nie. 'n Kritiese punt van bespreking was die rol van kerkleiers in die breër Tsansabani gemeenskap. Die forums het uitgespreek dat baie kerkleiers apaties staan en stil bly ten opsigte van die groeiende sosiale ewels, armoede en stygende werkloosheid in Tsansabane. In reaksie hierop het Horizon Media met 2 plaaslike predikante gaan gesels om hulle kant van die saak te hoor. Wat volg, is 'n belangrike gesprek oor verantwoordelikheid, hoop en die krag van gemeenskapseenheid deur pastoor Henry Paul Frank van die Volle Evangelie Kerk se dorpgemeente in Postmasburg. Die Volle Evangelie Kerk van Suidelike Afrika se 2 Postmasburg gemeentes onder leiding van myself Henry Paul Frank en my vrou Amy, sowel as Bishop Philip van Rensburg en sy vrou pastoor Linda van Rensburg, beplan om Saterdag 5 Julie 'n gemeenskapsuitreik te hou in Newtown in samewerking met 'n myngroep. Op die dag beplan ons ook om 'n wellness program te loods, waar die myn wat in samewerking met ons gaan werk op die dag ook bloeddruk en suikertoetse gaan doen, sodat ons kan kyk hoe ons die mense kan help in 'n beter toestand, sowel as ook om sop uit te deel en dan ook droë sop uit te deel aan die mense op die dag in samewerking met ander instansies wat saam met ons hande vat in die proses, sodat ons dit vir die gemeenskap in Postmasburg en die omliggende areas beter te kan maak. Ons as die Volle Evangelie Kerk leiers in samewerking met die myngroep werk hand aan hand saam sodat ons die veiligheid en ook die welstand van die mense in die dorp en die omliggende areas op die been kan bring, en op een of ander manier of op so 'n manier is ons dan ook betrokke om die dorp beter te maak, sodat die mense kan sien dat die kerke wel betrokke is in die welstand van die dorp. Dr. Ricardo Keister van die Verenigende Gereformeerde Kerk se Postmasburg gemeente verduidelik hul posisie. As kerk is ons onlosmaaklik deel van die gemeenskap, ons leef soos 'n sisteem binne die samelewing van Postmasburg. Wat in die gemeenskap gebeur, beïnvloed ons gemeente en omgekeerd. Ons verkondiging spreek direk tot die werklikhede van misdaad, armoede, werkloosheid en die toenemende kloof tussen ryk en arm. Ons dra 'n teologie van die ander, een van eenheid, geregtigheid en versoening, soos verwoord in die Bellaar-belydenis. Elke Woensdagaand voorsien ons etes aan tot 80 mense en ons ondersteun gesinne in uiterste nood met kospakkies en pastorale bystand. Ons het ook reeds projekte gehad vir kinders wat op straat kon beland, met opvoedkundige hulp en gesondheidsondersteuning. Die kerk mag nie partydig wees nie, maar moet toenemend ontwikkelingsgerig optree. Die behoeftes van die kwesbares bly 'n kernverantwoordelikheid van die kerk. Beide predikante bevestig dus dat hul gemeentes op unieke wyse tog die aksies van plaaslike besigheidsforums ondersteun om al die myne rondom Tsansabani se aandag te fokus op die groeiende sosiaal-maatskaplike uitdagings van die mense binne die raamwerk en riglyne van die kerkordes. Hierdie nuusbulletin was moontlik gemaak deur ons getroue adverteerders wat die rol en verantwoordelikheid van onafhanklike gemeenskapjoernalistiek erken en verstaan. Horizon Media, Postmasburg, Noord-Kaap.